Vriende, goeiemôre. Ek het Sondag vergeet om die klankopname te maak vir die erediens wat dan nou gewoonlik in die gemeente en in my preekgroep wat oor die land verspreid is te maak. En ek het toe teenoor die kerkraad onderneem dat ek dit vanmôre sal doen. So ek doen vir julle daardie boodskap uit Filippense 2 wat ek met julle Sondag sou behandel het as ek onthou het om die opname te doen. So ons gaan gou die woord van die Here oopmaak, dan gaan ons saam bid en dan gaan ek vinnig vir julle die paar gedagtes wat ek uit Filippense 2 met julle wil deel vir julle deurgee, en dan hoop ek dat julle daardeur en bid ek dat julle daardeur verryk sal word. So kom ons maak net ons oë toe en ons bid saam. Here, ons Here, baie dankie dat ons so bevoorreg is dat ons u kinders mag wees en dat u ons u kinders gemaak het ten spyte van ons eie tekortkominge en onvermoë om te lewe soos u kinders. Baie dankie ook dat ons Here Jesus Christus werklik vir ons verlossing aan die kruis verdien het. Dat hy in ons plek aan daardie kruis gesterwe het en vir ons so verdien het om te kan hemel toe gaan, omdat ons self dit nooit kan verdien nie en dit alleen en enkel maar uit God se genade kan ontvang. Maar Jesus het dan vir daardie verdienste gewerk en ons juig omdat ons verloste mense kan wees wat voor u mag lewe. Wanneer ons vanmôre weer oor hierdie boodskap nadink, sal u asseblief dan vir ons daarin ook seën en dat mense wat daarna luister en onsself wat dit bring ook daardeur verryk kan word in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nie probeer tyd spaar nie, ek gaan eenvoudig vir u die teks lees en dan gaan ek die ou klompie dingetjies wat ek graag vir u daar rondom jou wil uitlig en die manier waarop ek dit aan u wil voorhou, gaan ek dit eenvoudig aan u voorhou. So kom ons lees eers die woord. Ek lees uit die 2020 vertaling van die Nuwe Testament, Filippense 2 verse 1 tot 11. So u gaan saam met my daardie gedeelte lekker volg en dan gaan ons 'n bietjie daaroor nadink. Paulus skryf: Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een in gees, een in denke. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy sy gelykheid aan God nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verder verneder, deurdat hy gehoorsaam was, ja, gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dit is ons skriflesing vir vanmôre. Mag die Here sy woord ook aan ons harte seën. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, die geleerde mense wat navorsing doen oor die ingesteldhede en gesindhede by mense, sê daar is, as 'n mens in groot kategorieë daarna kyk, eintlik net 3 soorte mense in hierdie wêreld. Hulle sê, daar is mense wat sê, I am okay, you are not okay.
Hulle sê, daar's mense wat sê, I am okay, so is right by my, dis alles reg by my. You are not okay, so by jou is dinge nie reg nie. Daar loop dinge verkeerd. Dan sê hulle, is daar mense wat sê, I am not okay, you are okay. So, I am not okay, you are okay, sê hulle, is wat hierdie mense sê. Hulle sê, en dan die derde kategorie mense is mense wat lewe, wat sê, wie se getuienis spreek van, I am okay, you are okay. Nou, as 'n mens na die 3 groepe mense in hierdie wêreld kyk, op hierdie manier, dan moet ons dadelik vir mekaar sê, die eerste 2 van hierdie ingesteldhede, of van hierdie maniere van na die lewe kyk, kan nooit by 'n Christen tuis kom nie. Dit is so, dat daar soms Christene is wat so lewe, maar dit behoort nie so te wees nie. Dit kan eintlik nie in ons Christelike geloof 'n vasdraplek kry nie. Die eerste van hierdie gesindhede of maniere van omgang met die lewe, waarvan die gelowiges praat, is die een van, I am okay, you are not okay. En dit word genoem meerderwaardigheid. En in meerderwaardigheid dra die persoon wat hierdie boodskap van I am okay, you are not okay, dra hy of sy die boodskap oor van ek is meer mens, beter mens, gevorderder mens as enige iemand anders in my omgewing. So ek is absoluut die mens wat van alles weet. Nou ons kry dit nogal wanneer ons met mense werk, ook op pastorale vlak, by narcissiste. Narcissiste is baie typies die mense wat sê, ek is die beste wat daar is. En almal anders is my mindere, is mense wat nie naby kan kom aan die manier waarop ek mens is nie. Ekskuus, ek het hierdie dingetjie oor die narcissisme nie Sondag gesê nie, maar is goed as julle dit nou hoor. Die tweede van hierdie groepe, hierdie groot groepering van mense wat sê, I am not okay, you're okay, is die mense wat 'n boodskap van minderwaardigheid dra. So hulle sê, dat elkeen van hierdie mense wat dit oordra, dat hy is mindere mens, of sy 'n mindere mens, 'n slegter mens, nie 'n opgewasse mens is nie. Dit is nie hoe 'n mens die evangelie van Jesus Christus moet lees nie, en ek wil daar 'n oombliekie stil staan, want ek het dit Sondag ook gedoen. Dit wat die Here Jesus in hierdie wêreld kom doen het, toe hy die volle straf van die sonde gedra het nie minderwaardigheid impliseer nie. Dit het vir geen oomblik impliseer dat hy of die Vader op enige manier beheer oor die situasie verloor het, en dat hy of die Vader dan in hierdie situasie 'n minderwaardige wese geword het. Ons kan ons nou vir onsself indink dat dit nou mos op die aarde onmoontlik is. Dat ons God en ons Here Jesus Christus wat ons bely, dat hulle minderwaardige wesens kan wees. Wat wel in die evangelie gebeur, is dat Jesus die boodskap dra van I am okay, you are okay. En daardie gedagte, die derde gesindheid, wil hy hê dat ons as gelowige mense in die wêreld moet indra. So ons moet vir alle mense, dit maak nie saak, en julle gaan my nie verkwalik vir hierdie enetjie, van ras, geslag, oriëntasie, noem het net wat jy wil, dit maak nie saak wat daardie persoon se wese is nie. Sy bly in ons oë volwaardig mens. Nee, ek dink ons moet baie goed verstaan, ons keer nie die sonde goed nie. Die Here Jesus het dit ook nie gedoen nie. Maar wanneer hy byvoorbeeld, toe daar 'n vrou wat op oorspel betrap is by hom gebring word, op die grond gaan sit te skryf, en as die mense verskriklik mor omdat hy niks sê oor hierdie vrou wat op oorspel betrap is nie, opkyk en vir hulle sê, die een van julle wat onskuldig is, gooi die eerste klip.
En dan skryf hy weer op die grond, en as hy opkyk is hulle almal weg, en dan staan net die vrou daar, en dan vra hy vir haar, mevrou, het niemand jou veroordeel? Dan sê sy, niemand nie, en die teks sê, hulle het almal een vir een omgedraai, die familiehoofde eerste, dis ironies om het te hoor. Jezus het nie sonde goedgekeur nie, Jezus het nie gesê, dis so right dat jy nou maar lewe soos wat jy lewe nie, wat Jezus gedoen het, is Jezus het gesê, jy is volledig mens, soos wat hy volledig mens was. En dit is verskriklik belangrik, dat ek en jy dit sal verstaan. Nou Paulus, wanneer hy nou in Filippense 2 oor hierdie saak handel, van Jezus wat die boodskap dra van, alhoewel hy dit, sonder dat hy dit gesê het, ook nog volledig God was, en ja, hy het dit baie dikwels gesê, maar hy het sy God uiteindelik met 'n doek bedek, hy het dit nie neergelê nie, die teks sê hy het homself daarvan ontledig, maar dit het nie neergelê nie, hy het dit met 'n doek bedek, en ons kon nie sy godheid sien nie, die van die mense wat saam met hom geleef het, en selfs ons wat vandag die evangelies van sy mensheid lees, kan nie anders as om hom net te sien, in sy volledige mens wees nie. En in hierdie volledige mens wees het hy nooit 'n ander mens, nie een enkele keer nie, selfs al het hy hulle huigelaars en al het hy hulle kinders van die duiwel genoem, het hy nooit een enkele mens minderwaardig behandel nie. Hy het nooit gesê, jy's minder mens as wat ek mens is nie, jy mag meer sondaar wees, maar jy's nie minder mens nie. En daarom is dit so belangrik dat ons dit ook vir mekaar moet sê. Nou vriende, Paulus, wanneer hy nou hieroor skryf, dan kom hy in hierdie eerste 11 versies van Efesiërs 2, kom hy na ons toe, met 4 hoeke, waaruit hy hierdie gemeenskap, hierdie ingesteldheid, hierdie lewensuitkyk, hierdie manier van lewe aan ons kom voorstel. En die eerste hoek waarmee hy kom inval is, hy sê, Christus het alles volbring wat ons te beurt kan val, om as geestelik emosionele volwasse mense te kan lewe. Christus het alles volbring. Vriende, dis wat hy die eerste 6 versies, 5 versies van Filippense 2 vers 1 tot 5 beteken. Die aansporing, die troos, die innige gemeenskap, die meelewing en die eensgesindheid is daar. Die ontferming is daar. Jesus Christus het dit vir ons verdien. Ons kan nie anders as om te sê, dit is ook my lewenswyse. En daarom as Paulus hierdie pleitrede op grond van hierdie verdienste van Jesus Christus bid, en hy vra, wees dan tog net een asseblief, want julle is uiteindelik een met Christus, soos wat Christus met die Vader een is, dan het hy goeie gronde om het te sê, hy kan dit by ons kom pleit, hy kan vir ons kom vra, Here, hy kan vir ons kom vra, gelowige, wees julle asseblief op grond van die aansporing, die troos, die gemeenskap, die meelewing en die ontferming, wees asseblief een. En ek wil nou van Stadinsrus gemeente sê, dis my belewenis. Ek was by feitelik elkeen van julle in die huis fisies vir 2 tot 3 ure daar sit en kuier. Daar is so 'n paartjies wat ons nie kon bykom nie, ons gaan dit nog regstel hier op die pad vorentoe, maar verder was ek by elkeen van julle by die huis gewees, en my indruk van die hele gemeente is regtig dat ons met geestelik volwasse mense te doen het, wat regtig probeer om as eenheid in hierdie wêreld saam te leef, en dis die getuienis van ons wonderlike gemeentetjie waarmee ons besig is, en ons moet daardie getuienis bly uitleef, en selfs as dit moontlik is, nog verder versterk. Dit is verskriklik belangrik, dit is ook wat lydingstyd van ons vra. Maar vriende, hierdie alles volbring wat ons te beurt kan val om as geestelik, emosioneel volwasse mense in hierdie wêreld te kan lewe, is juist die ding wat ons Here Jesus Christus na die kruis toe gevoer het. En daarom is dit so belangrik dat ons
sal kennis neem daarvan, dat die kruis van Golgotha, die kruis waaraan ons Here gesterf het, wat as u die nagmaal onthou wat oor Barabbas gegaan het, wat my kruis is, die kruis wat vir my vervaardig is, waaraan hy vasgespijker is. As ons dit onthou, dan is die tweede hoek waarmee Paulus hier kom inval, is dat Jesus Christus die kruisiging met 'n bepaalde gesindheid benader. En die gesindheid word weerspieël in Paulus se begrippe wat hy gebruik. Jesus Christus het die status van God gehad. Hy en die Vader en die Gees is absoluut gelyk aan mekaar. As 'n mens daar in Openbaring 4, 5, 6, 7 loop lees, en jy kom agter dat die hele hemelskaar met al die gemerktes van God voor die troon van God neerbuig, die engele, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens, alles wat daar voor die troon van God in Openbaring 4 vergader is, dan buig hulle almal neer behalwe die lam en die gees. Want die lam en die gees is net so aanbiddenswaardig soos wat die Vader is. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie gedagte moet vasmaak. Dat ons Here Jesus Christus, toe hy na hierdie wêreld toe gekom het, hom nie verklem het aan sy goddelikheid nie. Hy kon daaraan vasgehou het. Hy kon gesê het, Vader, dis vir my onmoontlik om mens te word, want ek is God. Nee, hy het, so sê ons teks, homself verneder en in die gestalte van as mens verskyn, en toe hy 'n mens geword het, toe het homself nog verder verneder en het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. En toe hy as slaaf in hierdie wêreld verskyn het, en 'n slaaf is 'n non-entiteit. In die tyd waarin hierdie brief geskryf is, was 'n slaaf iets wat nie bestaan het nie. Dit was iets wat nie is nie. Dis 'n mens ons sou in vandag se terme praat van die eisters waarmee ons werk, en dan bedoel ons daarmee ons trekkers en ons stroopers en ons planters en die boelbaars op ons bakkies en sulke goeders waarmee ons die beeste aanjaag en druk en te kere gaan. Vriende, dis hoe 'n slaaf gesien is. 'n Slaaf was 'n instrument. Hy was nie 'n wese nie, hy was nie 'n mens nie, hy was 'n ding. En Jesus kom en hy lê sy godheid neer. Nee, ek sê dit verkeerd. Hy bedek sy godheid. Hy gooi sy godheid toe. Hy verskyn as 'n mens. Toe hy mens is, toe begin hy dien soos 'n slaaf. En hy kom en hy dien vir jou en vir my. Dis die evangelie waarheid. En toe dit van hom gevra word om ten spyte van die verskriklike vernedering wat aan 'n kruishout gekoppel is, aan 'n kruis te sterwe, toe klim hy op daardie kruis swygend, doodstil, en hy laat toe dat die spykers deur sy hande en sy voete geslaan word. Hy laat toe dat hy in sy mensgestalte net aan daardie spykers hang, toe hulle die kruis regop tel en plant. Hy laat toe dat hy so verneder word, dat hy as misdadiger aan 'n kruis sterwe, omdat ek en jy misdadigers is. Dat hy as 'n sondaar aan die kruis sterwe, alhoewel hy die sondelose was, omdat ek en jy sondaars is. Dis die gesindheid waarin ons lewe of behoort te lewe. En as ons dit nie doen nie, en as daar by ons enige vorm van meerderwaardigheid is, of as ons by onsself enige vorm van minderwaardigheid agterkom, dan moet ons dringend by die Here loop staan en van hom vra, Here, asseblief, maak my los van hierdie meerderwaardigheid of minderwaardigheid en laat my leef in hierdie wêreld soos 'n mens voor mense, sodat ons mekaar se menswees kan bly erken, ongeag daarvan of ons met mekaar saamstem, ongeag daarvan of ons hou van wie wat doen, dis nie ter sprake nie. Ons is mense wat saam met mense leef in hierdie gebroke wêreld. Nou, die derde hoek waarmee Paulus hierdie gedeelte behandel, is dan, hy sê, wat doen God nou vanuit Jesus se offer? En daar's 2 dingetjies. Hy verhef Jesus bo alle ander name, bo alle ander wesens,
Hy kom en hy verhef vir Jesus tot die hoogste eer. Wanneer God die sterwe van Jesus aan die kruis aanskou en hy die soenverdienste wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het, die verdienste om versoen te word met God aanvaar, dan vat hy hierdie Jesus en hy maak hom baie, baie meer as 'n mens of as 'n engele. Sy lewe van mens wees tot mens wees word deur die Vader self verander en hy word weer God. Hy word ontkleef van sy mensheid, alhoewel hy nooit sy mensheid weer aflê nie. Hy sit in sy God-mens wees by die regterhand van die Vader. En as hy so daar sit, dan het God hom tot hierdie hoogste eer verhef, en dan word hy wat mens was in hierdie wêreld, word hy weer vir ons die Godmens, wat ons kan aanbid, omdat ons Here Jesus Christus tot die hoogste eer verhef is. En dan sê Paulus daarby, en gee God vir hom 'n naam wat bo alle name is. En daardie naam is Christus, Messias, Here, Redder, Verlosser, ons middelaar. Dit is die naam wat God vir hom gee, die naam wat bo alle name verhef is. Daar bestaan nie nog so wese in die hele skepping van die lewende God. Dis so belangrik dat ek en jy dit sal verstaan en dat ons dit vir onsself sal toeëien. Want u sien, God vra, en dit is die 4de hoek waarmee Paulus hier inkom, God vra ook van ons dat ons sal reageer. En wat is ons reaksie? Paulus stel dit tog so mooi, ook weer in 2 terme. God verhef vir Jesus tot die hoogste eer. Hy gee vir hom die naam bo alle name. Daar is nie nog 'n wese soos Jesus in die skepping nie. En dan sê hy, sodat, juis omdat hy gedoen het wat hy gedoen het, juis omdat hy verdien het wat hy verdien het, sodat elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde voor hom sal buig. Dat ons, en dis al wat hy vra, ons knieë voor hom sal buig, en dis 'n simbool van onderworpenheid. Dat ons vir onsself aan ons Here Jesus Christus sal onderwerp, sodat hy ons lewens kan regeer, lei en bestuur na sy welbehae. En dan sit Paulus hier 'n tweede ding by. En hy sê, elke naam sal bely, Jesus Christus is die Here. Vriende, en ek en jy bely dit met oortuiging. Ons bely dit omdat ons vir hom so lief het, dat ons eintlik nie ons liefde kan uitdruk nie. Ons bely dit, want ons weet, ons is diep, diep afhanklik van hierdie Heer, wat hierdie gesindheid kom openbaar, wat hierdie verdienste kom bewerk het, wat hierdie las gedra het, sodat ek en jy, soos hy kan lewe in hierdie gebroke wêreld. Dit is waartoe lydenstyd ons uitdaag. Vrydag vier ons om 9 heerlik nagmaal saam, waarin ons dan versterk word in ons geloof, maar ons jubel oor die sterwe van ons Here Jesus Christus, want dit is ons bevrydingsmoment. Mag die Here vir jou daartoe lei, om ook Vrydag saam met ons, 9 in die oggend, hier in ons kerkgebou, om te kom nagmaal vier, sodat ons daardie jubeling ook kan uitlewe, wanneer ons in 'n erediens by mekaar is. Ons bid vir u die seën van die Here toe. Amen.